Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat die ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want die is die reg en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. Halleluja! Die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God. Genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here, of op die seëngroet van die Here, deur om saam te sing Gesang 10. Daarvan gaan ons net die eerste vers sing van Gesang 10, vers 1 tot eer van die Here. Liefde in ons harte, om na die kerk Heer te gaan. Want hier kom almal wat die volk is, in die teenwoordigheid te saam. Ons sing die lof voor Koning Heer, ons buig en eerbied voor U neer. U kan solank in U gesangeboeke oopmaak by Psalm 18, daarvan gaan ons net die eerste vers sing nadat ons na die wet van die Here geluister het. U kan ook solank oopmaak by Gesang 380, 380, daarvan gaan ons ook net die eerste vers sing na die geloofsbelijdenis. Van al twee liedere net die eerste vers, Psalm 18 na die wet van die Here en Gesang 380 na die geloofsbelijdenis.
Kom ons luister dan nou met die nodige eerbied en ontzag na die wet van die Here, soos wat dit vir ons in Eksodus 20 opgeteken is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en verweer. U is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. My rots wanneer die stormwind uit, my skuld die weerkrag van my heil, my vesting op die bergkraanstyl, by wie ek vas en veilig skuil. Broers en susters, as u die Here werklik liefhet en die sondes voor die Here bely en glo dat Jesus Christus jou verlosser en saligmaker is, dan kan jy net die Here lief hê omdat hy jou eerste liefhet. Maar as 'n mens nie in hom glo nie en die Here nie liefhet nie, en die genade van Jesus Christus verwerp, dan beteken dit, ons sal nie die genade ontvang nie, en jy moet self die verantwoordelikheid vir jou sondes dra. En dit sal nie vir jou aan die kruis van Jesus Christus wees nie, maar as jy glo en bely dat hy jou verlosser is, word jou sondes jou vergewe. Dit staan vir ons geskryf in Spreuke 28 vers 13, daar staan, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En as gevolg van hierdie barmhartigheid kan ons glo en kan ons bely dat ons glo. En kom ons bely dan ook ons ongetwyfelde geloof volgens die woorde van die 12 artikels, en elkeen wat dit glo, spreek die volgende woorde in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus,
sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Sal staan, dat Jezus by sy weerkoms die dood finaal verslaan. Die nuwe aarde hemel verskyn met God se seën. Het jy gehoor en glo jy selfs deur jou twyfel heen? Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons in Openbaring vanuit hoofstuk 19. Openbaring hoofstuk 19, daarvan gaan ons saam lees vanaf die 1ste tot die 7de, of verskoon nog die 10de vers, van Openbaring 19 vanaf vers 1 tot 10, en die teksverse van die preek is vers 1 en vers 7. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat ons het, om as 'n gemeente hier by mekaar te kan wees. Dankie vir die versekering wat ons het, dat U ook vanoggend hier teenwoordig is. Al is ons min, weet ons, U woord word verkondig en U is hier teenwoordig. Lei ons deur U Heilige Gees, deur hierdie diens, dat ons U woorde sal hoor, en dat U dit aan ons sal verkondig. Dat ons nie sal dink, dat dit mensewoorde is, en ons nie daaraan steur nie, maar dat ons dit wat van U afkom, in ons harte sal aanneem, en ons lewens daarvolgens sal inrig, dat ons op die ou einde van die dag U naam sal loof en prys, omdat U dit werd is. Ons dank U vir die genade wat ons ontvang het om dit te mag doen. Lei ons deur U Gees, dat ons sal vasstaan in die geloof. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees saam in die woord van die Here, Openbaring 19 vanaf die 1ste vers. Vers 1. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal. Nou verskoon tog. Dit was nou ver hoofstuk 20 wat ek daar begin lees het. Hoofstuk 19 vers 1.
En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God. Want sy oordeele is waaragtig en regverdig. Want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het. En hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Tot sover. Ek lees weer vir ons die teksverse, vers 1 en vers 7. Vers 1. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God. Vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, die woord Halleluja is iets waarvoor gereformeerde kerklidmate gewoonlik 'n bietjie skrik. En die rede daarvoor is dit wat ons in vandag se tyd ken as waar die woord van Halleluja gebruik word, is een of ander prediker wat voor staan en uitroep Halleluja en dan roep die gemeente terug uit Halleluja en so gaan hulle deur die hele erediens. En dit maak gereformeerdes bietjie ongemaklik. Terwyl dit eintlik 'n heeltemal verkeerde gebruik van die woord Halleluja is. 'n woord wat sommige kerke wat die woord so gebruik het, eintlik van die gereformeerde godsdiens gekaap het. En dit veroorsaak dat ons dink hierdie woord is eintlik 'n charismatiese woord, terwyl dit seker eens van die mees gereformeerde woorde is wat ons het. Want om te sê hierdie woord is 'n charismatiese woord, is ook 'n verkeerde gebruik van die woord. Want jy weet, die woord Halleluja raak een van die mees kernbeginsels van die gereformeerde godsdiens aan. En dit is die betekenis, woord beteken loof en prys die Here. En een van die mees
grootste gereformeerde beginsels is dat ons glo niemand is werd om geloof en geprys te word behalwe God nie. En ons glo dit is die enigste doel van 'n mens se lewe, of die hoofdoel van 'n mens se lewe, is om die Here te loof en te prys. Die ander dinge wat ons oor onsself wil sê en alles wat ons vir onsself wil hê en wat ons kry as gevolg daarvan, dit gaan nie oor of jy die ewige lewe bereik of jy ietsie bereik in die lewe deur jou diens aan die Here nie. Waaroor die gereformeerde geloof gaan, is alleenlik my doel in hierdie lewe is om die Here te loof en te prys. Met ander woorde, om halleluja te lewe. Nou wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan lees ons dat die woordjie halleluja baie gebruik word. Nou, waaroor gaan hierdie gebruik van hierdie woord in Openbaring 19? Nou, as ons dit lees, dan lees ons van 'n gebeurtenis wat volkome vreugde in die hemel bring. Johannes beskryf hierdie gebeurtenis dat die hemelse leerskare hardop uitroep, halleluja. En dat dit so ewige klank is, dat dit klink soos die gedruis van groot waters, of van 'n groot watervloed. Die rede hoekom hierdie so 'n ewige klank is nie maar net sommer omdat dit baie mense is wat dit uitroep nie. Wanneer ons bietjie mooi gaan kyk na hoe hierdie beelde eintlik in Openbaring 19 beskryf wie en wat dit is wat hierdie klank maak, dan kan ons niks anders verwag as 'n geweldige ewige klank nie. Hierdie uitroep van hierdie halleluja is die volmaakte halleluja. Met ander woorde, die volmaakte lofprysing van die Here. Nou wat gaan nou eintlik hier aan? As jy so 'n bietjie terugdink aan van die beelde wat ons weer herhaal word in Openbaring 19 wat ons vroeër gekry het, is hierso veral wat ons nou weer vanmôre moet kyk na die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens om te verstaan hoe hierdie volmaakte halleluja lyk. Die 24 ouderlinge het ons al vroeër gesien is 2 groepe van 12 wat die 12 apostels en die 12 stamme van Israel voorstel. Met ander woorde, dit stel die 12 apostels is die verlossingsweg van Jesus Christus deur die Nuwe Testament en die 12 stamme van Israel stel voor die verlossingsweg deur die Ou Testament. En die feit dat dit 24 is, sê vir ons, dit is eintlik een weg wat voorgestel word deur die Ou en die Nuwe Testament. Met ander woorde, wanneer die 24 lewende wesens neerval en uitroep, halleluja, dan stel dit voor dat die Ou en die Nuwe Testament besig is om uit te roep, halleluja. Met ander woorde, hierdie gedeelte sê, Genesis 1 tot Maleagi is besig om uit te roep, halleluja. En die tweede groep van die 24 ouderlinge, wat die 12 apostels voorstel, sê eintlik dan vir ons van Matteus tot Openbaring, is besig om uit te roep, halleluja. Die hele Bybel, elke liewe woord sê, loof en prys die Here. En volgens Openbaring 19 is dit een van die boodskappe van die Bybel wat nou uitgelig word om hier te sê. Dis ook waarom dit 'n gereformeerde beginsel is. Ons doel in die lewe is loof en prys die Here. Hoekom? Want dis waaroor die Bybel gaan. Die Bybel is een boek wat vir ons hierdie een woord vir ons sê, halleluja, loof en prys die Here. En as die 24 ouderlinge dit in die hemel uitroep, dan is dit elke een van die woorde in die Bybel wat dit uitroep, loof en prys die Here. Elkeen van die woorde in die Ou Testamentiese verbond, elkeen van die woorde in die Nuwe Testamentiese verbond, wat daarop saamgaan om te sê, loof en prys die Here. Jou doel in die lewe in die Ou Testament was om die Here te loof en te prys. Jou doel in die Nuwe Testament is om die Here te loof en te prys. En wanneer die 4 lewende wesens neerval en uitroep halleluja, dan vat dit nog verder as dit. Die van u wat kan onthou toe ek verduidelik het wat die
4 lewende wesens is, sal dalk nou self die konnektasie kan maak, maar ek verduidelik dit weer. Die 4 lewende wesens stel die menslike wêreld voor. Daarso, ek gaan nie nou ingaan op die beelde nie, want dit word nou nie hier gegee nie, maar as jy wil gaan vroeër lees in Openbaring, sal jy sien, elke een van hierdie lewende wesens stel 'n spesifieke gedeelte van die wêreld voor. Daarso is een wat die wilde diere voorstel, een wat die makdiere voorstel, daarso is een wat die mens voorstel, een wat die voëls voorstel. En die feit dat dit 4 is, stel die ganse menslike wêreld voor, want dit in die Bybel verwys die getal 4 altyd in die profetiese boeke na die mens, of die menslike wêreld. Met ander woorde, soos die 4 windrigtings van die aarde, die 4 seisoene, dit verwys daarna. Nou, wanneer hierdie 4 lewende wesens neerval, het dit 'n boodskap. En dit sê eintlik, wanneer hulle neerval, dan sê hulle eintlik, die wilde diere, die makdiere, die seediere, die landdiere, die voëls van die hemel, is besig om uit te roep, halleluja, die mensdom is besig om uit te roep, halleluja. Die 4 windrigtings is besig om uit te roep, halleluja. Die 4 seisoene is besig om uit te roep, halleluja. En nie net daar stop dit nie, hierdie menslike wêreld verwys nie net na die aarde nie. Dit verwys alles wat die mens kan sien, of dit in die mense bereik is of nie, en selfs die dinge wat die mens nie kan sien nie, as 'n mens in terme van die heelal praat. Dit verwys na die son, die maan, al die planete in ons sonnestelsel, al die sterre in ons sterrestelsel. Al die planete en sterre in die heelal word hierna verwys. Word gesê, wanneer hierdie 4 lewende wesens neerval, word daar gesê, alles wat die Here gemaak het, is besig om uit te roep, halleluja. En dan praat ons nog nie eers van die hemelse wesens nie. En dan sê Johannes, dit klink soos die gedruis van 'n magtige watervloed. Wanneer hierdie halleluja's uitgeroep word, halleluja, is die volmaakte halleluja wat hier gesê word. Die Here word op so 'n manier geloof en geprys, wat dit vir geen mens moontlik is nie. Die hemelse leerskare loof en prys die Here. Die woord van God loof en prys die Here. Die skepping loof en prys die Here. Die engele loof en prys die Here. Die hemelse leerskare loof en prys die Here. Alles gelyk, en Johannes sê, dit klink soos magtige waters. Hoe mooi klank moet dit nie wees nie, as alles saam in 'n harmonie en oorvloedige liefde vir die Here hom loof en prys. Maar een ding wat wel vreemd is van hierdie hele gebeurtenis, is waaroor dit gaan. Die groot hoer Babylon. Nou dit vergelyk nie noodwendig hier letterlik na die stad Babylon nie, dit verwys na die vyand van Israel, want Babylon was die wat Israel in ballingskap weggevoer het. Dit verwys dan na Israel se vyande of na God se vyande. So wanneer hier gesê word, hierdie blydskap hierdie halleluja word gesing, omdat die Here die groot stad oorwin het. Word gesê, dit word gesing omdat die Here sy vyand oorwin het. Maar in ander gedeeltes van die skrif gaan die verlore sondaar gewoonlik met trane en hartseer gepaard. En as die vyand van die Here oorwin is, beteken dit miljoene mense het verlore gegaan. Waarom is hierdie dan soveel blydskap? Wel, die blydskap gaan nie daaroor dat sommige mense verlore gegaan het. Die blydskap gaan daaroor omdat die rede vir hartseer vernietig is. Daar is baie hartseer in die hemel oor die sonde en die sondaars wat verlore gaan. Maar die oomblik wanneer die sonde vernietig word, dan word alle hartseer vernietig.
En dis waaroor hierdie blydskap gaan. Daar is nie meer rede nie. Openbaring sê vir ons, ons trane sal afgevee word. Hoekom? Want daar is geen rede meer om hartseer te wees nie. Die sonde, volgens Openbaring op hierdie punt, word verdelg. Daar is niks meer sonde met die wederkoms van Christus nie. En daarom is die blydskap. Maar dis nie alrede vir hierdie blydskap nie. Hierdie blydskap gaan nie net oor die oorwinning nie. Hierdie blydskap gaan oor dit wat na die oorwinning gebeur. Die bruilofsmaal van die Lam. Soos dit in vers 7 vir ons gestel word. Maar eintlik in ons kultuur word hierdie bruilof wat hier voorgestel word, eintlik, of in ons kulturele oog, is die bruilof waarvan hier gepraat word, kan ons as moderne Afrikaners sukkel ons bietjie om dit te verstaan, omdat hier nie verwys word na ons moderne kulturele troue nie. Hier word verwys, en elke keer eintlik in die Bybel, wanneer daar gepraat word van 'n bruilof, word verwys na 'n antieke Hebreëse troue, die troue wat hulle daai tyd toe hulle die Bybel geskryf het, geken het. Nou ons huwelik of troue vandag stel dit nie meer so mooi voor nie. So as ons mooi wil weet wat hierdie bruilof van die Lam is, moet ek eers vir u vertel hoe 'n bruilof van daai tyd gelyk het, sodat ons dit mooi kan verstaan. Nou, in 'n Hebreëse troue sou, as die man en vrou verloof wou geraak het, sou hy nou nie op sy knieë gaan staan het en vir haar verloofring aangebied het nie. Wat hy sou doen, as hy wou verloof raak met 'n vrou, is hy sou na die ouers toe gegaan het. Baie keer het hy nou vooraf met die vrou daaroor gepraat, maar die belangrike gedeelte was, hy moes na die ouers toe gaan. As die ouers nie toestemming gegee het nie, kon die troue nie plaasvind nie. So dit was eintlik verpligtend geweest. Nie in vandag se tyd waar 'n jong man die ouers gaan vra net uit goeie maniere uit nie. Dit was daai tyd verpligtend geweest. Hy moes die ouers gaan vra. En die ouers moes hom toestemming gee. So hy het gaan nou na die ouers toe gegaan om te vra. En dan as daar nou kostes was vir die troue, dan moes hulle nou onderhandel het dat hy dit nou sou gee. Hy moes dalk nou 'n klomp beeste of ietsie gegee, dat hulle daarom iets het om by die troue te eet, want weer eens, hulle onthaal het ook nie soos ons het gelyk, maar ek gaan dit nou verduidelik hoe die onthaal gelyk het. Dan sou, nadat hy nou verloof geraak het, die vrou hoef nou nie ja te noodwendig te sê nie, dit sal goed wees as sy ja sê, maar die ouers moet ja sê. As hulle nee sê, dan kan dit nie gebeur nie. So nou moet hy die ouers gaan vra, en dan het hy nou die prys betaal, en dan sou die man nou weggegaan het na sy vader se huis toe. En dan sou hy daar op hulle familiegrond, sou hy dan nou vir hom en sy nuwe bruid 'n huis gebou het. Hy sou daar nou gereed gemaak het vir sy bruid. Maar hulle het nooit die troue se datum afgespreek nie. Die vrou gaan trou, en die ouers het gesê ja, maar sy weet nie wanneer hulle gaan trou nie. En die bruidegom gaan haar nooit sê wanneer. Al wat gebeur, die bruidegom gaan kom wanneer hy reg is. Die bruidegom berei die huis voor, en sodra die huis reg is waarin hulle moet gaan bly, dan kom hy, sonder om vooraf te laat weet dat hy op pad is. En dan wanneer hy naby is, sal hy een van sy vriende vooruit stuur, soos 'n mens kan nou maar sê, dit sal nou ons weergawe van 'n strooijonker wees, sal hy nou vooruit stuur, en hy sal op 'n basuin blaas, en aankondig, die bruidegom is op pad. Nou as 'n mens nou kyk na die ander gedeeltes wat na bruilofte verwys, dan kan mens kyk die 10 diensmeisies, of die 5 verstandiges en onverstandiges, dis hoekom hulle so 'n bietjie onkant gevang was, want hulle het nie geweet wanneer die bruidegom kom nie. Want dit is min of meer hoe dit afspeel. Hulle het nie geweet nie, wanneer hy basuin blaas, dan sal dit nou geskarrel wees by hierdie bruid se huis. Sy sal haar trourok of haar klere vinnig aantrek, en almal sal gereed maak, hulle sal hulle lampe opsteek, want dit kan 12 uur die nag wees, wat die bruidegom kom. Hy kom net wanneer hy wil. Niemand van die bruid se familie weet wanneer hy kom nie. En
So nou sal daar geskarrel wees, en indien dit gebeur dat hierdie bruid nie reg is nie, dan mis hy haar eie troue. Dan verpas hy haar eie troue, en dit sal nou 'n bietjie 'n groot ramp wees as die bruid nie reg is vir haar eie troue. En dan sou hulle nou getrou het. Maar hulle troue het nie daar opgehou daardie aand as die onthaal verby is nie. 'n Onthaal het vir 7 dae lank aangehou in 'n Hebreëse troue. Dis hoekom 'n mens die bruilof by Kana waar Jesus water in wyn verander het, dis hoekom die wyn opgeraak het. Dis nou een ding om genoeg wyn te hê vir een aand, en as dit klaar raak is nou nie so erg nie. Ek was al by baie troues waar daar nie genoeg wyn vir die hele aand was en niemand het 2 keer daaroor gedink nie. Maar vir hierdie ding nou maar net, as die wyn op dag 3 klaar raak, dan gaan die mense nou daar vir die volgende 7 dae vir jou sit en aankyk. Hulle het niks om te drink nie. So dit is waarom dit so erg was toe dit klaar geraak het. Maar die bruilofsmaaltyd hou vir 7 dae lank aan. En so moet hulle dan nou onthaal word vir hierdie vreugdefees. Mens kan amper eintlik sê, die bruilof hou vir die eerste 6 dae van die witbrood aan. En so, hierdie hele bruilof is so ontwerp om die wederkoms, of die koms en die wederkoms van Jesus Christus uit te beeld. Of 'n mens kan eintlik sê, God se verhouding met sy kerk uit te beeld. God of Jesus Christus het eers gekom, en hy moes om aan sy bruid verloof te raak. Hy moes sy bruid kom vrykoop van die sonde, hy moes haar vrykoop van die Satan, en die prys moes hy betaal. En toe het Jesus Christus weer teruggegaan na sy Vader se huis toe, om gereed te maak vir die dag wat hy sy bruid gaan haal vir die bruilof. En dan sal hy nou eendag kom, en dan sal daar 'n engel wees wat op 'n basuin blaas om die koms van Jesus Christus aan te kondig. En so sal dit aangekondig word, en dis met hierdie gebeurtenis wat hierdie Openbaring 19 afspeel. Wanneer daai laaste basuin geblaas het, ons het na die basuine gekyk, wanneer daai 7de basuin geblaas word, is dit die koms van Jesus Christus en die begin van die bruilof. En hierdie bruilof is wat dan hierdie vreugde inlei. Maar dit klink eintlik vreemd as mens dan dink dat die kerk Jesus se bruid is. Dis nou iets wat ook vir ons bietjie moeilik is om te verstaan, maar eintlik is ons nie veronderstel om te sien dat ons letterlik die bruid van Jesus Christus is nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor 'n bruilof is die naaste voorbeeld wat die mens het om te verstaan hoe Jesus Christus se liefde werk, hoe hierdie hele verhouding werk. Dit werk soos 'n bruilof, maar hierso in vers 9 word daar nie net gesê, of daar word gesê ons is die bruid in die vorige vers, en dan in vers 9 word gesê, maar ons is die gaste. So ons is iets anders as die bruid, ons is die gaste en ons is die bruid, so ons is eintlik die bruilof. En die maaltyd gaan daaroor. Maar die bruilofsmaaltyd is die beste om te beskryf hoe die oorwinningsmaaltyd van die lam sal wees, hoe alles gewerk het. En daarom word die kerk as die bruid van Christus uitgebeeld. Nie omdat ons in 'n huwelik gaan tree met hom nie, maar omdat die verbond wat God met die kerk het, soortgelyk is aan die verbond wat 'n man en 'n vrou het wanneer hulle trou. Soortgelyk is God se liefde is soortgelyk as wat 'n man en 'n vrou teenoor mekaar het. Maar God se liefde en verbond is net baie meer volmaak. Ons kan nie regtig beskryf hoe dit is nie. Die naaste wat ons daaraan kan kom is met 'n huwelik of met die bruilofsmaaltyd van die Hebreëse troue. En wanneer ons dan nou na hierdie fees kyk, en ons kyk na die vreugde wat daaraan kom met die afwagting, elke jong vrou wat al opgewonde gewag het vir haar bruilof sal weet, as jy nie eers weet wanneer hy is nie, hoeveel opgewondenheid moet daar nie wees wanneer die bruidegom uiteindelik kom nie. En so is hierdie fees dan nou waaroor hierdie halleluja gaan.
Nie net is ons die bruid nie, ons is die gaste. Nie net is ons die gaste nie, maar die 24 ouderlinge, met ander woorde, die woord van God is daar. Nie net is ons daar nie, die ganse skepping is daar. En wanneer dit gebeur, wanneer daai basuin geblaas word en die vyande van God word oorwin en hierdie bruilof begin, dan word daar hardheid in volle harmonie geroep. Halleluja! Loof en prys die Here soos die gedruis van magtige waters, soos die gedruis wat die see nie kan voorstel nie. Halleluja is die manier hoe ons as God se kinders gereed moet bly. Ons kan nie nou hierdie volmaakte halleluja hê nie, want ons is nog nie daar nie. Maar halleluja is vir ons gegee. 'n klein woordjie as 'n mens hom vergelyk met die woord van God. Maar hy is vir ons gegee as 'n manier om gereed te bly vir daardie bruilof. Want halleluja is nie 'n woord nie. Dis nie 'n lied nie. Dis 'n leefwyse. Dis jou doel in die lewe. Wat is jou doel in die lewe? Halleluja. Loof en prys die Here. Loof en prys die Here, want ons moet gereed wees. En dit is ook nie eintlik regtig die hoofdoel nie. As ons die Here loof en prys, sal ons gereed wees. Maar waarom moet ons die Here loof en prys? Hoekom moet ons lewe 'n konstante halleluja wees? Die rede hoekom is omdat halleluja ons doel is. En ons moenie halleluja leef omdat ons iets daaruit wil kry nie. Ek moenie my lewe halleluja maak want ek wil graag die ewige lewe hê. Die enigste rede hoekom ons 'n halleluja moet uitleef, hoekom ons die Here moet loof en prys met alles wat ons het, is omdat hy dit werd is. Omdat hy die enigste een is wat dit verdien. Niemand anders in die ganse heelal verdien dit nie. Nie die 24 ouderlinge, nie die 4 lewende wesens nie, nie die engele van die hemel nie, nie die heelal nie. God alleen verdien om geloof en geprys te word. En daarom moet ons lewe 'n halleluja wees. 'n Lofprysing tot die Here. Elke ding wat ons doen, elke ding wat ons sê, elke ding wat ons beplan, oral waarheen ons gaan, wat moet dit wees? Dit moet uitroep, halleluja. As jy boer, moet jou boerdery uitroep, halleluja. As jy werk, moet jou werk uitroep, halleluja. As jy besigheid het, moet jou besigheid uitroep, halleluja. As jy op vakansie gaan, moet jou vakansie uitroep, halleluja. As jy skool toe gaan, moet jou skool uitroep, halleluja. As jy speel, moet jou speel uitroep, halleluja. Alles wat ons doen, alles wat ons is, moet uitroep, halleluja. Want die Here is werd om geloof en geprys te word. En dit is ons enigste doel, of ons vernaamste doel, dat ek dit eerder so stel. Dis ons vernaamste doel in hierdie lewe, is om die Here te loof en te prys. Die ewige lewe wat ons daarmee saam kry, dit is goed dat ons dit ontvang, en dat ons mag bly wees daaroor, maar dit moet nie die rede wees, hoekom ons die Here loof en prys nie. Die Here het nie gesê, hy sal jou die ewige lewe gee as jy hom loof en prys nie. Die Here het jou verlos. Hy het vir jou die ewige lewe gegee. Daarom kan ons nie anders as om te loof en te prys nie. Hy het vir jou die ewige lewe gegee, omdat hy werd is, om dit te kan gee. Omdat hy lofprysing werd is. As hy dit nie werd was nie, sou hy dit nie vir ons kon gee nie. Ongeag, selfs al sou die Here nie vir ons die ewige lewe gee nie, sou ons nog steeds verplig gewees het, of sou ons nog steeds hom moes loof en prys, hoewel ons dit dan waarskynlik nie sou doen nie. Nog steeds verdien hy dit, of hy dit vir ons gee of nie. Daarom
is ons taak in hierdie lewe, in alles wat ons doen. Halleluja. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons U kan loof en prys, dat ons verlossing nie afhang daarvan nie. Vergewe ons wanneer ons U loof en prys en soms verwag dat ons iets moet terugkry. Ons verdien niks om terug te kry nie. Maar dankie dat ons die genade ontvang het, dat ons te midde van ons swakheid nog steeds kan uitroep, halleluja. Ons wil U vra dat U ons sal bewaar, dat ons dit nie onnodig sal gebruik net om gesien te word nie, maar dat elke daad, elke woord, elke aksie van ons sal uitroep, halleluja, dat ons U sal loof en prys met alles wat ons het. Dat ons kan sê, soos die gereformeerde Soli Deo Gloria, aan U alleen al die eer, aan niemand anders nie. Ons dankie vir al U oorvloedige genade, en ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar sal nou geleentheid wees om U offergawes aan die Here te gee. Kom ons sing 'n lofsang tot eer van die Here as 'n antwoord op die diens, en daarin sing ons die Here halleluja, en laat hierdie lied die Here loof en prys, nie in die woorde wat ons sing nie, maar dit wat dit in ons harte bedoel word. Kom ons sing tot eer van die Here, gesang 236, daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. Gesang 236. 236, daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. Twee, 3, 6, vers 1, 2 en 3.
Ons roem U as verlosse. Halleluja. Ons loof die Heer, U Gees daal uit die hemel neer, maak onder mense woning. U wil ons troos en leer en lei, reeds hier op aarde voorberei, gereed vir ons koning. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, deur die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Broers en susters, kom ons hou net so 'n oomblik van stilte, waarin ons elkeen in stil gebed tot die Here sal bid. En ons wil vir u vra dat ons ook vanmôre sal bid vir elkeen van ons broers en susters wat siek is. En ons vra ook dat u sal bid vir ons gemeente en ons gemeenskap. En dat ons dan ook sal bid vir ons kerkverband. Kom ons hou dan so 'n oomblik van stilte en dan bid ons saam tot die Here.